Kom ons staan en sing ons. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar. Kom ons stop gou daai, ons die volgende vers, die volgende een gesing het. Dat hy my wil uitstuur is wonderbaar. Dat hy my wil uitstuur is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat hy my wil uitstuur is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Baie dankie, kan maar sit. Wil jy dit as Chris? En Hy ek- is 10. En sing vir ewig is hy by 10 rond. Ja, Hy is ek 20. ekskuus 20. Ek het Michelle se boekie gevat wat die begin uitgesny is. Ekskuus. Ek dink jy trek van hulle spreekies. Plaas stop een van julle my in die begin. Sing ons die hele liedjie deur. Jy het my so gevang een van jou laasweek. Presies so, het jy 'n skrif gekwoteer. Ja, En ek kry hom nie daar. Jy het hom ons net so uit jou kop uitgetrek. ja. Ja. Baie welkom. Ons is dankbaar julle is hierso. Wil julle nooi om die woord saam op te maak by 2 Johannes. 2 Johannes. Die klein briewe kry nie altyd baie aandag, tyd nie, maar het is wonderlik om vanaand stil kan staan by Johannes se klein brief, 2 Johannes en 3 Johannes. Wel net vanaand 2 Johannes, volgende week as die Here wil 3 Johannes. So ons weer aan Johannes het 5 briewe geskryf, Johannes, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Openbaring. Die 5 briewe van Johannes, die disipel van liefde, die geliefde man van die Here. Kom ons dit net so dan, bid ons saam. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg om in hierdie aand te kan saam wees, om onder u woord, met u woord te vergader. Here, die begeerte van ons hart is om u woord in ons hart te bære, dat ons teen u nie sal sondig nie. Om u woord in ons hart te bære en dit lief te hê. Baie dankie, Here Jesus, dat ons vanaand verenig kan wees. En as ons vanaand gered is en ons het Jesus as koning en Here en geliefde, Here, dan het ons alles. In Johannes 5 vers 12 het ons laasweek gelees, dat hy wat die seun het die lewe. En hy wat die seun nie het nie die lewe nie. Dankie Here Jesus dat ons vanaand met sekerheid kan weet, dat ons die lewe het. En as iets blywend binne in ons, en nie net die lewe nie, maar die ewige lewe. Here, ons wil kom bid in hierdie aand besonder vir u kinders wat baie aanslaai het. Here, sodra iemand 'n keuse vir u maak, dan daal die duiwel neer met al sy mag. Maar dankie dat ons kan weet in hierdie aand ook dat die een wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is.
Here Jesus, U het self gesê, hulle het U gehaat en daarom sal hulle ons ook haat. U het gesê as hulle die Here gekruisig het, wat sal hulle met die dienaars doen? En die woord sê vir ons, dat die duiwel het neergedaal met groot woede, want hy weet sy tyd is min. Here Jesus, help ons om ons te verbly in U, te verbly in die kruis van die Here Jesus, en te verbly in die opstanding van die Here Jesus. En te kan weet, dat U is vanaand die een, wat vir ons by die Vader intree, aan die regterhand van die Vader. Dankie dat ons kan glo in 'n drie-enige God. 'n Vader, Seun en Heilige Gees, maar een. Ja, dis ver bo ons gedagtes. Maar dat ons dit kan glo, want U woord sê dit. En nou, Here, open ook vanaand hierdie woord, en mag dit ook ons versterk onder mekaar, en ons insig gee, en ons versigtig maak vir die wêreld. Baie dankie, Here, dat ons kan besig wees met U woord. Word U verheerlik. Amen. So ons gaan dis so kort boek, ons lees gou deur die boek. 2 Johannes 1 vers 1. Die ouderling aan die uitverkore vrou en aan haar kinders, wat ek in waarheid liefhet, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het, terwille van die waarheid wat in ons bly en by ons vir ewig sal wees. Genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde. Ek was baie bly dat ek van U kinders gevind het, wat in die waarheid wandel, soos ons 'n gebod van die Vader ontvang het. En nou bid ek U, uitverkore vrou, nie asof ek 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod, soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die anti-Kris. Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het, maar 'n volle loon ontvang. Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Alhoewel ek baie het om aan julle te skrywe, wou ek dit nie met papier en ink doen nie, maar ek hoop om na julle te kom en van mond tot mond te spreek, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van u uitverkore suster groet u. Amen. Nou as ons kyk na die gedeelte, dan is daar 'n tema wat aan hierdie gedeelte gesit word, en dit is die onbekende vrou. Die onbekende
vrou. So Johannes skryf dan hier aan 'n vrou, 'n uitverkore vrou. Nou sommige meen dit kan een van twee kante toe beweeg. Oor die algemeen praat ons van die moedergemeente wat daar is en dan wat uitspruit vanuit die moedergemeente. So sommige meen dat hy skryf dan aan 'n gemeente, juis omdat ons lees in vers 6 en dit is die liefde dat ons in meerderheid wandel volgens die gebooie. Dit is die gebooie soos julle. So dit klink asof hy in die meerderheid praat, maar tog as ons dit moet vat soos wat hier staan, is dit aan 'n vrou geskryf en nie aan 'n gemeente. En hoewel 'n vrou deel is van 'n gemeente, maar die algemeen word aanvaar dat daar kerk gehou is in hierdie vrou se huis. Daar is 'n blydskap en 'n vriendskap as ons hierdie brief lees. 'n Blydskap omdat daar mense in 'n ander dorp is wat dieselfde glo as wat ons glo. En daar is 'n vriendskap dat hulle aan mekaar kan skrywe en mekaar kan help en mekaar kan aanvul. Soos hy skryf dan aan haar. Maar ook, inderdaad skryf hy ook aan die gemeente wat in haar huis is. Wat daar by mekaar kom. Het hulle kerkgeboue gehad? Nee. Eers in watter tyd het hulle kerkgeboue gekry? Eers 312 na Christus. Maar van 70 na Christus is hulle vervolg. Nie net hulle nie, Jode ook. En toe is daar vir 10 keisers lank 'n vervolging op die kerk geloods. So ja, hulle algemene manier was om by mekaar te kom, vertroulik in huise. Soos ons in Johannes lees, Johannes 21, waar hulle in die huis ingegaan het en die deur agter hulle gesluit het, uit vrees vir die Jode. So hulle dan daar by mekaar gekom. Die doel van die brief, wat belangrik is, as ons sê, Johannes het 'n brief aan iemand geskryf, dan is die vraag om te vra, hoekom? Wat is die rede dat hy aan die mense moes skryf, terwyl hy 'n geleentheid nog soek om daar uit te kom? Want daar was krisis gewees. So die doel gaan oor 2 goed wat ons dan in ons gedeelte gelees het. En dit is, daar is waarheid en die liefde wat daarmee saamloop. En dan, dat hierdie 2 onafskeidbare van mekaar is. In der waarheid kan hierdie 2 nie van mekaar geskei word nie. Waarheid en liefde. In die tyd waar ons lewe preek almal Jesus is 'n Jesus van liefde. Maar dis net wie hy is. En hulle lieg vir mense om die regverdige kant van die Here Jesus, met ander woorde die waarheid van die Here Jesus te verkondig. Sien u dit in? Dat die waarheid en die liefde behoort saam te loop. As ons sê ons verkondig die evangelie, dan behoort ons dit te verkondig in waarheid en met die liefde van die Here Jesus. Dan kan ons nie verkeerd gaan nie. We are controlled by love for the truth in Jesus Christ. Skryf 'n skrywer. Die waarheid bly dus dieselfde. Van daardie tyd dat die Bybel geskryf is, tot nou toe bly die waarheid. Nou sal ons ook vra, maar wat is die waarheid? Toe Jesus voor Pontius Pilatus gestaan het, toe vra Pontius Pilatus vir hom, wat is waarheid? En tyd waarin ons lewe het elkeen hulle eie waarheid. Hy sê dit is vir hom waarheid, dat daar nie 'n lewe na die dood is nie. Dit is sy waarheid. Wel sy waarheid, volgens sy eie gedagtes is, maar is nie die waarheid nie. Daar is een waarheid, en wat is dit? Dis in 'n persoon vasgevang. Die waarheid is in die Here Jesus. Die Here Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. Dan vra hulle vir Here, en dan sê hy, julle sal die waarheid ken,
en die waarheid sal julle vrymaak. Dan sê hy, wat is waarheid? Die woord is die waarheid. Julle sal die waarheid ken. In Johannes 17 vers 17 sê die Here Jesus dit verder. So waaroor gaan hierdie brief? Oor waarheid en liefde. Ons lees dit gou 'n paar keer saam. So as u vinnig saam lees, dan sien ons in vers 1. Die ouderlinge aan die uitverkore vrou en aan haar kinders, wat ek in waarheid liefhet. En nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken. Kan u sien hoe dit in daardie eerste vers al na vore kom, vers 2, terwille van die waarheid. En dan sê hy, wat is die waarheid? Dat ons God die Vader aanbid en sy Seun, die Here Jesus Christus. Dis waarheid. Vers 3 eindig met hierdie woorde, in waarheid en in liefde. So hier sien ons, tweede keer in 3 verse, dat hierdie woorde bly na vore kom. In vers 4 praat hy oor 'n gebod. Wat is die gebod wat die Here Jesus gegee het? Ek vat, toe hulle vir die Here Jesus vra, wat is die grootste van die gebooie? Toe sê die Here, moet die Here jou God lief hê en moet jou naaste lief hê. En dan later in Johannes 13 sê die Here Jesus, hieraan sal hulle weet dat julle my kinders is, aan julle liefde onder mekaar. So die gebod is liefde uit 'n rein hart. Vers 5 eindig met hierdie woorde dat ons mekaar moet lief hê. Vers 6, en dit is die liefde. En dan vers 7 is die leuen. Nie die waarheid nie, maar dat daar 'n leenaar is, waarvan ons lees die woord antichrist in 1 Johannes en in 2 Johannes. Lees ons van hierdie term antichrist, maar in baie ander gedeeltes lees ons van hom met ander name, maar hier is hy die antichrist. Hy's anti-Christus, hy's anti-Jesus, om die waarheid te verontagsaam, dat die mens die leuen sal glo in die plek van die waarheid. Kan mense die waarheid glo? Ons sê in 'n teks wat sê, en God sal hulle die gees van die dwaling stuur om die leuen te glo, want hulle het gekies. En daarom sal hulle val in soveel ergerlikheid as net dit. Maar wanneer hulle die godheid van die Here Jesus aanvat, dan beweeg mense op gevaarlike gebiede. En dan het mense nie net 'n gees, maar 'n gees van die antichrist in hoofstuk 5. En verskoon in 1 Johannes 3. Vers 18, ja. Hoofstuk 1 Johannes 2 vers 18. Kinders, dis die laaste uur, en soos ek julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, van waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Vers 22 sê, hy wat die seun loon, hy is die antichrist. Hy sê ook verder, hieruit weet ons dat die gees van die antichrist al aan die werk is. So daar is, wanneer ons praat oor waarheid, is daar ook 'n leuen. En dan praat hy in vers 9 en verder aan, praat hy dan oor die leer. Die leer van 'n ware kerk. En dat ons leer, kinders van die Here, dat ons leer sal beskerm aangaande Christus. So waaroor gaan die brief? Die waarheid in die persoon van die Here Jesus. Maar kinders en dan die gemeentelede, wat dan verder die woord versprei wat Johannes dan ontmoet het
En dan skryf hy aan hierdie onbekende vrou, wat haar huis oop het vir die evangelie. So heel eerstens sien ons die liefde wat hier is. Dat Paulus, Johannes skryf dat die liefde moet uitstaan in kinders van die Here se lewe. Wat help dit? Ons sê, ons het die kinders van die Here lief. Maar ons gee nie om oor die kinders van die Here nie. As ons tog iemand lief het, sal ons sekerlik vir hulle omgee. In 1 Johannes skryf hy, moenie net lief hê met woord nie, maar in daad en in waarheid. Baie mense sê baie vinnig, jou lief, jou lief, jou lief. Maar hoe weet jy? In ons werke sal ons sien of ons mekaar lief het. Het ons die Here Jesus lief? Aan ons werke sal ons sien of ons die Here Jesus lief het. Wat se tyd spandeer ons met die Here Jesus? Almal sê hulle die Here Jesus lief, maar toets dit aan die tyd wat ons met hom spandeer, dan kom ons agter, ons het hom dalk nie so lief soos wat ons sê ons het hom lief nie. Daarom dat hy aan hier skryf, dat julle moet bly by die gebod wat gegee is, dat julle mekaar moet lief hê. Kinders van die Here se liefde behoort uit te straal. Wanneer ons iemand ontmoet wat jy agterkom, wat 'n getuienis het, wat dieselfde gees in hulle het as wat jy in jou het, dan is daar klaar 'n liefdesband, omdat ons een gemeenskaplike persoon het, en dis die Here Jesus. Hy is die liefde, en daarom, as hy in ons is en ons in hom, dan het sy liefde in ons wortel geskiet. En mag sy liefde diep in ons wortel skiet, sodat ons dit dan kan uitleef aan 'n wêreld daar buite. Ons kan vanaand sê, ons het siele lief, maar getuig ons, deel ons, bid ons vir mense. Ons kan sê ons het siele lief, totdat dit by ons ore uitloop. Maar het ons al 'n bietjie terugtaaitjies gevat en vir mense gegee en uitgedeel, en wanneer laas, gereeld moet ek myself die vraag afvra, Richard, wanneer laas het jy met iemand die evangelie gedeel? Seker maak, om nie net elke week nie, maar elke dag met iemand die evangelie te deel, of die way of the master kom toe te pas, maar om elke liewe keer besig te wees. Dis hoe ek weet, dat die liefde van die Here Jesus in ons is, van die liefde vir siele. So die liefde van die Here Jesus, liefde vir mekaar, en liefde vir siele. Nou verder, die tweede gedagte, die waarheid. Daar is maar net een waarheid, en dis in die persoon van die Here Jesus. Graag saam met u lees vers 8. Wees op julle hoede. Vers 7, begin by vers 7. Want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die anti-Christ. Hulle wat verwerp dat Jesus die Seun van God is. Hulle wat verwerp dat die Christus Jesus is. Dat Jesus die enigste weg, die waarheid en die lewe is. Hulle het die gees van die anti-Christ binne in hulle. Ek ry in die week op een van die hoofpaaie, op 'n highway, soos jy dit sal noem. En op hierdie highway sien ek, daar staan 'n kar so op die randsteen, met 'n kas daar uitgepak, vol traktaatjies. En al die karre ry daar verby. En ek weet, wie doen dit? Want net hierbo, ook in 'n pad waar dit besig en gejaagd is, daar staan ook iemand met so rak uitgepak, vol traktaatjies. En gelukkig niemand hoef daar, wat is die kans, dat iemand op die hoofweg gaan stop by 'n ou wat 'n rak uitgepak het vol traktaatjies? Wat is die kans?
Maar hy moet sy goeie daad doen, om te kyk of hy deur sy dade in die hemel kan kom. Hoekom? Want waarmee is hy besig? Waarmee is die Jehova getuies besig? Hulle is besig om die mense te oortuig dat Jesus is nie God nie, dat Jesus is nie die Christus nie, dat Jesus is nie die weg en die waarheid en die lewe nie. So wat se gees het hulle in hulle? Hulle het nie die Heilige Gees nie, hulle het die gees van die anti-kris in hulle. Daarom dat hy so ver gaan op 'n punt, dat hy by vers 10 kom, vers 11. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Hy sê vir hulle, ontvang hulle nie in julle huis nie. As hulle die Here Jesus loon, dan loon hulle ook die Vader. En groet hulle as te ware nie eers nie. Paulus het verder gegaan, hy het hulle oorgelewer aan die Satan, sodat hulle kon leer om nie te laster nie. Soms vat dit soms bietjie ligtelik en ons sê, ag, dis okay, hierdie ou stem nou nie saam nie. Hy's besig om ons Here, die waarheid, hy's besig om die waarheid te verontagsaam, hy's besig om die waarheid te verwerp en van ons Here 'n gewone mens te maak, terwyl hy die koning en God is. Daarom dan dat Johannes dringend hierdie brief moet skryf, want in daardie huis waar hulle saam was, daar het mense ingekom met 'n ander leer. Dat hy sê, ek hoor daarvan, in julle huis, ook in Titus 1, vers 10 tot 11. Skryf Titus ook dieselfde woorde, ek hoor dat daar mense in julle huis inkom, wat ander goed glo. Selfde in 2 Timoteus 3 vers 6, skryf Paulus aan Timoteus, wanneer julle dan by mekaar kom in die huise, wees versigtig. By die huise het daar mense ingekom, hy sê vers 8, wees op julle hoede, dat ons nie verloor, dat ons siel nie verloor, wat deur ons arbeid verkry is. Vers 9, want elkeen wat 'n oortreder is, en nie bly by die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy die Vader, sowel as die Seun, dan verstaan ons die Here Jesus se woorde, wanneer hy gesê het, wanneer julle my gesien het, het julle die Vader gesien. As iemand na julle kom, en hierdie leer nie bring nie. Ons luister baie keer videoetjies en goeters op YouTube en op Facebook. Nou as ek mooi luister, dan kom ek agter hierdie mense is besig met of die Word of Faith Movement, of hulle is besig met die nuwheidsbeweging. Kan ek agterkom, hierdie ouens is nie besig met die evangelie nie. Vertel die mooiste storie, doen 'n baie mooi verduideliking, maar die kruis en die opstanding en die godheid van die Here Jesus kom nie in daai boodskap voor nie. En dit kom binne in ons huise. En later begin mense, hulle snert te glo. Ontvang hom nie in die huis nie. Ja, groet hom nie, vers 11. Want die een wat hom groet het gemeenskap aan sy bose werke. Daar is 3 mense in hierdie wêreld wat goeie kerkmense is, maar seker die mees duiwels vervullendste mens op aarde. Oprah Winfrey, Brian McLaren en Rick Warren. Hulle is in die Christelike beweging, maar maak die godheid van die Here Jesus af, en vat hande met al die ander afgode, dat ons almal aanbid dieselfde God, maar net deur ander paaie. Daar is een ding waarmee hulle reg is, ons almal gaan voor God staan. Almal gaan voor God verskyn. En elkeen gaan ontvang wat hy gedoen het. En hulle wat hom verwerp het, sy enige godheid verwerp het, hulle sal as straf ondergaan en die ewige verderf weg van die aangesig van die Here en van sy heerlikheid af. En dan groet hy hulle
met haar die woorde in vers 12, die laaste sinnetjie, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van u uitverkore vrou, groet u. So as daar 2 woorde is om neer te skryf, aangaande hierdie teks, aangaande hierdie boek, is dit die liefde, wat kinders van die Here behoort te hê. En dan dat ons moet vasstaan in die waarheid. Ek glo dat daar was amper nie 'n tyd nog ooit, soos in die laaste 5 jaar, hoe die waarheid verruil word vir die leuen. Hoe die waarheid verag word en die leuen word verhoog nie. Dit wat sleg is vandag goed, en dit wat goed is sleg. Wanneer hulle aan die Here Jesus raak, aan die godheid van die Here Jesus, dan is hulle besig met 'n ander gees. En dis die gees van die Antichrist, die Satan, wat deur hulle werk. Mag die Here u en my geopende verstand en ore en oë gee, om die waarheid in te sien, en die waarheid te verkondig, en te staan vir die waarheid, al staan jy alleen vir die waarheid, maar staan vir die Here Jesus. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe.